Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nou in hierdie boodskap wil ek met jou praat oor Jesus, die weg na die Vader. Ons skrifgedeelte is dan ook Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot 7. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het hom reeds gesien. Nou in die hartjie van hierdie skrifgedeelte is Thomas se vraag, hoe kan ons dan die weg ken? Maar kom ons begin by die begin. Hierdie gesprek van Jesus vind in die diep donker skaduwee van die kruis plaas. Dis letterlik die aand voor sy kruisiging. Hulle het nou maar net klaar geëet. Jesus het so pas die nagmaal ingestel. Judas het so pas by die deur uitgegaan die donker nag in, om Jesus te gaan verraai. Die goed wat Jesus daardie aand gesê en gedoen het, was uiters ontstellend vir sy disippels. Jy moet verstaan, dat hulle alles gelos het. Hulle het hulle paas en maas, hulle familielede, hulle vriende, hulle beroepe, alles gelos om Jesus te volg. En hulle volg hom nou al vir meer as 3 jaar. En hulle het onder die oortuiging gekom, dat hy die Messias is, dat hy die koning is, wie God beloof het om te stuur. Hier is hy. Maar wat doen hy vanaand? Hy begin die aand deur ons voete te was, asof hy 'n slaaf is. Hy praat van Judas wat hom gaan verraai. Hy praat van Petrus wat hom sal verloon. Hy praat van sy eie lyding. Maar dit wat hulle die meeste ontstel het, was dat Jesus vir hulle sê, ek gaan weg. Ek gaan weg van julle af. Dit skud die disippels tot in hulle fondasie. U sê, u gaan weg. Wat van ons? Gaan u ons alleen los? Wat beteken dit vir ons? Was alles waardeur ons is saam met u tot nou toe verniet gewees? En daarom gee Jesus aan hulle 'n opdrag. Hy sê vir hulle, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Hierdie sinnetjie is in die Grieks in die imperatief geskryf. Met ander woorde, dis nie 'n uitnodiging nie. Dis nie 'n trooswoord nie. Dis 'n opdrag. Dis 'n bevel. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. En Jesus volg dit op met nog 2 opdragte. Glo in God. Glo ook in my. In die tyd wat voor lê, waarin julle bang en onseker gaan wees, gaan julle geloof nodig hê. En let op, Jesus stel homself gelyk aan God. Hulle moet in God glo, maar hulle moenie net in God glo nie. Hulle moet ook in hom glo. Glo in my, sê Jesus. As jy op die oomblik deur 'n donker tyd gaan, 'n moeilike tyd,
wat maak dat jy bang is en onseker is oor die toekoms, dan is dit nou die tyd om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag van Jesus. Laat jou hart nie ontsteld wees nie. Glo in God en glo in Jesus. Dis ons geloof in die donker tye wat ons anker, sodat ons nie wankel terwyl alles rondom ons begin wankel nie. Dikwels interpreteer ons so 'n moeilike situasie, 'n omstandigheid waardeur ek gaan. Ons interpreteer dit verkeerd, en omdat ons dit verkeerd interpreteer, ontstel dit ons. Maar, as ek glo in God, en glo in Jesus, dan sê ek daardeur, ek verstaan nie wat op die oomblik met my gebeur nie, ek verstaan ook nie hoekom dit gebeur nie, maar ek vertrou God, en ek vertrou sy seun, Jesus Christus. Dit was verskriklik ontstellend vir die disippels gewees, om daardie aand te hoor, Jesus sê vir hulle, ek gaan weg. Uiters ontstellend. Want dit beteken, hy gaan ons alleen los. Wat nou? Maar, alles verander, wanneer hulle besef, dat sy weggaan, beteken nie hy los ons alleen nie. Hy moet weggaan. Dis deel van sy sending, om sy sending te kan voltooi, die rede waarom hy gekom het in die eerste plek te kan voltooi, moet hy nou weggaan. Dis tot ons voordeel dat hy nou weggaan. Want sy weggaan beteken nie hy los ons alleen nie. Sy weggaan beteken hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei. So belangrik. Skielik, die situasie wat baie donker is, Jesus los ons alleen, deur die geloof dit te interpreteer as 'n mens wat glo in Jesus Christus en glo in God, begin ons sien, maar die Here het 'n plan, en hy's op pad na hierdie plan toe, en is tot my voordeel, dat dit wat met my gebeur, nou op hierdie oomblik met my gebeur. Jesus sê in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Baie mense dink dat hierdie vers beteken dat Jesus gegaan het hemel toe, en dat hy daar in die hemel besig is om vir ons plek voor te berei. Met ander woorde, hy is besig om vir ons pragtige paleise te bou. En die feit dat hy so lank wegbly, so lank talm, is 'n aanduiding van hoe ongelooflik asemrowend die paleise is wat hy besig is om vir ons te bou. En sodra hy klaar is met die bouwerk, gaan hy gaan ons kom haal, sodat ons in ons paleise kan gaan intrek. Maar dit is nie wat hierdie vers sê nie. Die huis van my Vader, ons moet die huis van Jesus se Vader, God die Vader, eerder sien as 'n huis met baie kamers. En ek dink die Grieks speel in daai rigting. Dis 'n huis met baie kamers. So ek dink is heeltemal reg vertaal. So sê, in my Vader se huis is daar baie woonplek. In sy huis is daar baie kamers, baie woonplek. Sodat wanneer ek intrek, dis so belangrik, trek ek nie in 'n paleis in, iewers in die hemel nie. Nee, ek trek by die Vader in. Ek gaan
by die Vader woon. En dit was nog altyd Jesus se sending gewees. Hy het gekom om ons te versoen met die Vader, sodat ons by die Vader kan intrek, sodat ons by die Vader kan gaan woon, sodat ons by die Vader kan bly. Daar's niks wonderliker in hierdie wêreld as om te kan sê, my adres, die plek waar ek bly, nie die plek waar ek gaan kuier nie die plek waar ek verbyloop op pad werk toe nie. Dis my adres, dis my huis, dis waar ek woon. Die plek waar ek bly is in my Vader se huis. Ek bly by God die Vader. God kan wees en God by ons, dat ons by die Vader is en die Vader by ons. Dit gaan oor ons saam wees met die Vader. Dit gaan oor ons intimiteit met die Vader. Om saam met hom te wees, saam met hom te woon. My adres is my Vader se huis. Ek woon by die Here. Niks wonderliker in hierdie wêreld as om dit te kan sê nie. En as jy dit eers besef, my vriend, dan verander dit die manier waarop jy bid, dit verander die manier waarop jy glo, en dit verbeter jou lewenskwaliteit so ongelooflik baie. Jesus sê vir sy disippels dat hy weggaan. Sy weggaan beteken, in my Vader se huis is daar baie woonplek. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Maar dan gaan Jesus aan en hy sê, as ek gegaan het, kom ek weer na julle toe, om julle te neem, saam met my te neem, sodat julle kan wees waar ek is. Meeste mense interpreteer dit as verwysend na Jesus se wederkoms. Met ander woorde, hy is op die oomblik in die hemel, waar hy besig is om vir ons plek voor te berei. Sodra hy klaar is, dan kom haal hy ons by sy wederkoms, om ons saam met hom te neem, sodat ons kan wees waar hy is, en dit is natuurlik in sy Vader se huis. Maar dis nie wat hierdie vers sê. Dis nie wat dit beteken nie. As Jesus sê, ek gaan weg, beteken dit nie ek gaan weg hemel toe nie. Dit beteken, ek gaan weg kruis toe. Ek gaan deur die dood van julle af weggeneem word. Ons sien dit so duidelik in die tuin van Getsemane. Toe die soldate kom om Jesus te arresteer, hoe hulle hom letterlik in die tuin van Getsemane wegneem van sy disippels af. En later daardie Vrydagoggend hang Jesus alleen. Waar is sy disippels? Hy's weg van hulle af. Die enigste disipel wat daar was Johannes. Maar hy's weg van hulle af. Hy hang alleen tussen hemel en aarde aan die kruis. En aan die kruis sterf hy. Jy kan nie meer weg wees as wanneer die dood jou wegneem nie. Die dood neem ons geliefdes van ons al weg, en dit is finaal. Dis verby. En geen wonder dat Jesus se disippels so ontsteld sou wees daaroor nie. Hy's dood. Hy's nie meer daar nie. Hy's nie meer hier nie. Dis die einde. Wat nou van ons? So as Jesus sê hy gaan om vir ons plek voor te berei, verwys dit dat hy weggaan. Jy sal later in Johannes 15 en 16 hoor dat Jesus vir sy disippels sê, veral in hoofstuk 16. Ek gaan weg, oor 'n kort rukkie gaan ek weg,
en dan oor 'n kort rukkie kom ek weer na julle toe. Baie duidelik dat hy verwys na sy kruisiging. Hy's weg om gekruisig te word en hy sterwe. Dis juis aan die kruis waar sy bloed vloei, waar sy liggaam gebreek word vir ons en waar hy sterwe, wat Jesus vir ons plek voorberei het by die Vader. En dit is in sy sterwe aan die kruis wat Jesus vir ons die weg na die Vader toe geword het. Hebreërs 10 vers 19 en 20 sê, die skrywer van Hebreërs sê, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus, sy kruisiging, sy bloed wat gevloei het. Ons het vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom. In die Ou Testament is die heiligdom die huis van God genoem. Dis die tempel. En in die Nuwe Testament lees ons hoe dat Jesus die geldwisselaars en die duiweverkopers van die tempelterrein afjaag. En dan sê hy, julle het van my Vader se huis 'n rowerspilonk gemaak. Julle het van my Vader se huis moet 'n huis van gebed wees. En uit die aard van die saak is die tempel maar net 'n tipe, 'n teebeeld van God se werklike woning in die hemel. So hierdie skrifgedeelte sê, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus, dis hoe hy vir ons plek voor te berei het. Nou kan ons ingaan na die heiligdom, ons Vader se huis, langs 'n nuwe en lewende weg, kyk na die woordjie weg, langs 'n nuwe en lewende weg, wat hy vir ons geopen het, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Daar het jy dit. Daar het jy dit. En Jesus sê vir sy disippels, as ek gegaan het, kom ek weer na julle toe, om julle saam met my te neem, sodat julle kan weet waar ek is. En dis presies wat Jesus gedoen het. Oor 'n kort rukkie, binne ure, nadat hy dit gesê het, is hy weggeneem van sy disippels af, om gekruisig te word. En nadat hy gesterf het, en hy opgestaan het uit die dood uit, 'n kort rukkie, het hy letterlik weer na sy disippels toe gegaan. Hy het weer en alles het verander. Hulle hartseer het verander in blydskap. Hier is hy, het opgestaan uit die dood. Hy leef. En hy het teruggekom na sy disippels toe, om hulle, en ook vir jou en vir my, te neem, om te weet waar hy is. En 40 dae later, het Jesus opgevaar na die hemel, na sy Vader se huis, sy Vader se woonplek, en hy sit aan die regterhand van die Vader. En nou sê Paulus vir ons in Efesiërs 2 vers 6, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel. Waar woon ek? Waar sit ek op die oomblik? In Christus sit ek in my Vader se huis. Sit beteken ek is gemaklik daar, ek woon daar. Dis my adres. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. In Jesus het ek reeds begin om by die Vader te woon. En in Christus het die Vader reeds begin om by my te woon. Daar is nou intimiteit tussen my en God die Vader. Jesus se sending was suksesvol
gewees. Later in Johannes 16 sal Jesus vir sy disippels sê, van nou af sal julle my niks meer vra nie. Julle sal die Vader in my naam vra. Hoekom wil julle my iets vra? Julle blyplek is die Vader se huis. Julle woon saam met die Vader. Die Vader woon by julle. Julle kan self met die Vader praat in my naam. Dit beteken dat alles gebeur uit die aard van die saak in die naam van Jesus. Dis hy wat gesterf het aan die kruis. Dis hy wat opgestaan het uit die dood. Dis hy wat opgevaar het na die hemel, sodat ons in hom in hemelse plekke sit, in hom woonplek by die Vader het. So in sy naam kan ons self met die Vader praat, want ons woon saam met die Vader. En dis 'n voorsmaakie van wat vir ons wag wanneer Jesus weer kom. In die kern van hierdie skrifgedeelte wat ons gelees het, is Thomas se vraag. Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe sal ons dan die weg ken? Met ander woorde, Here, u sê u gaan weg. Waar's dit? U sê u gaan weg en dat ons ken die pad soontoe. Maar waar's dit? Waar is dit? As u vir ons sê u gaan na die Vader toe, waar's dit? Ons weet nie waar dit is nie. As ons nie weet waar dit is nie, hoe kan ons dan die weg soontoe ken? Jesus antwoord Thomas, maar julle ken my. Ek is die weg na die Vader toe. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Julle ken die weg. Ek is die weg. En hierdie is nog een van Jesus se ek is uitsprake, ego eimi in die Grieks, waar Jesus homself gelykstel aan God, die groot ek is, wat homself aan Moses openbaar het as ek is wat ek is. Ek is, sê Jesus, die weg. So rukkie terug lees ek op Facebook 'n dominee wat skryf dat ons, dis nou die gelowiges, ek hoop jy's 'n gelowige, dan kan ek sê ek en ons, ek en jy, dat ons vir die mense rondom ons die weg na die Vader toe word. Dit is 'n baie slim dominee, maar dit wys jou hoe misleidend ons eie verstand kan wees. Ek het vir niemand gesterf nie. Ek het ook vir niemand, ek het beslis ook nie uit die dood uit opgewek nie. En Confucius het nie vir jou gesterf nie, Boeddha het nie vir jou gesterf nie, Mohammed het nie vir jou gesterf nie, Johan Klopper het nie vir jou gesterf nie. Daar's net een weg, en dis Jesus Christus. Hy's die enigste een wat vir ons gesterf het, en deur sy liggaam heen het hy vir ons die weg geword in God se heiligdom in ons Vader se huis in, om by die Vader te gaan woon. Ek en jy kan getuig van die weg, en ons kan onsself beskou as mense van die weg, maar self is ons dit nie. Die vroeë gelowiges, van wie ons lees in die boek Handelinge, het voordat hulle nog bekend geword het as Christene,
het hulle bekend gestaan as die mense van die weg. En hierdie nuwe geloof wat posgevat het in Jerusalem, nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en in Judea en versprei het oor die Romeinse ryk, het aanvanklik eers bekend gestaan as die weg. Paulus skryf in Handelinge 22 vers 4, hy sê, ek het hierdie weg tot die dood toe vervolg, deur mans sowel as vroue te boei en in die tronk te gooi. Hy het mense van die weg, gelowiges, wat glo in Jesus Christus wie die weg is, het hy vervolg, het hulle in die tronk gegooi. En jy sal onthou dat Jesus, nadat hy, toe hy aan Paulus verskyn het in daai verblindende lig, Paulus wat besig was om Christene te vervolg, die mense van die weg te vervolg, het Jesus vir Paulus gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek het hierdie weg tot die dood toe vervolg, deur mans sowel as vroue te boei en in die tronk te gooi. Ons is mense van die weg. Jesus, ons Here. Die Heilige Gees sal ons altyd na Jesus toe vat. Jesus vat ons altyd na die Vader toe. En in Christus woon ons by die Vader. En die Vader woon by ons. Ken jy die weg? Die weg se naam is Jesus. Hy is die enigste weg. Daar is geen ander nie. Dis die enigste een wat vir ons gesterf het, opgestaan het uit die dood. As jy hom nog nie ken nie, dink jy nie die tyd het aangebreek, dat jy Jesus leer ken, deur jou geloof in hom te plaas nie. Glo in hom. Glo in God. En jy sal ontdek, hy is inderdaad die weg na die Vader toe. Amen.